help ons en kom doen meer as 'n mens se stem en 'n mens se ore in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Die eerste gedeelte, Handelinge 12, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag gevul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Ekskuus, ons is by Handelinge 2. Hulle het hulle grond en besittings gekoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Ek wil dit sommer al 3 keer herhaal. Hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het hulle kos met blydskap en eenvoud geëet. En ek gaan dit weer herhaal. Hulle het hulle kos met blydskap en eenvoud geëet. En saam met dit het hulle God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind. En luister nou mooi. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die gemeente het nie pamflette uitgedeel en van deur tot deur evangelisasie gedoen nie, en ek sê nie dit is verkeerd nie. Hulle het geëet. En so is daar dag tot dag mense tot hierdie gemeente bygevoeg. Asemrowend. Met kos. Handelinge 12 beskryf een van Paulus hulle se sendingreise saam met Timoteus. En dan kom hulle in Macedonië. En hulle preek daar. Luister nou mooi. Een van die wat geluister het, was 'n vroutjie met die naam Lydia. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. En die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak en dan kom sy tot bekering. Sy en haar hele huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi. Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly vanaand by my. 'n Vroutjie in 'n vreemde land kom tot bekering deur vreemde mense, gee haar hart vir 'n vreemde geloof en sy laat die vreemdelinge 'n aand by haar in haar huis bly. Net tot sover. Ek het 'n foto van 'n klomp mense en ek vra vir julle, wys vir my wat die een is 'n Christen. Wat die een? Nee, wie is die mooiste en wie is die vriendelikste nie? Wat die een is 'n Christen. Toe ek oor hierdie foto dink, toe besef ek, daar is nie 'n manier om net op 'n foto waar 'n Christen nie iets doen, te kan sê, ek sien 'n Christen. Jy moet iets kan doen ten minste. En dit bring vir my by die vraag, wat behoort 'n uitstaande kenmerk van 'n Christen te wees? En hier kom hy. Vir vandag se tema in hierdie inpasreeks en uit die tekste wat ons in Handelinge nou gelees het, gasvryheid. Gasvryheid. Wys vir my 'n klomp mense in 'n groep of in 'n vreemde situasie en die wat
vreemdelinge gasvry behandel, gaan uitstaan of gaan 'n uitstaande kenmerk wees van 'n Christen. Dit behoort so te wees. Nou, die gasvryheidsbedryf, julle, dit is 'n enorme bedryf, reg oor die wêreld genereer dit om en by 12 triljoen Amerikaanse dollar. Mense maak geld uit die gasvryheidsbedryf. En as jy 'n gastehuis het, is dit vreemde mense wat na jou toe kom. Dis nie, jy maak nie daai geld uit mense wat jy ken nie. Jy sal geen geld maak nie. Veral as dit jou kinders en familie is wat by jou gastehuis kom kuier, dan gaan hulle lekker bly. Hulle gaan verniet bly. Dis sekerlik ook 'n vorm van gasvryheid. Maar dis iets wat ons in gedagte moet hou, is dat gasvryheid het te doen met mense wat ons nie ken nie. Vreemde mense. Maar die vreemde evangelie, die vreemde van God se werk, die eerste kerk, Handelinge, na Jesus Christus, is 'n kerk, as jy die hele Handelinge deurlees, wat deur die kurwes gaan van hoogtepunte en laagtepunte, maar hulle beweeg in hierdie wêreld in met gasvryheid. Met ander woorde, die evangelie en gasvryheid is aan mekaar vasgebind. Jy kan hulle nie losmaak nie. Kom ons begin. Hoe lyk God? Sou julle sê God is gasvry? Was God gasvry om sy beeld met ons te deel? Was God gasvry toe hy aan hierdie dooie wêreldmassa die aarde lewe gegee het, lewe uit hierdie aarde vir ons 'n geleentheid gegee het? Was God gasvry? Is gasvryheid 'n kenmerk van God? As ons in Johannes 14 lees dat sy huis is oop vir almal. In die woonplek van my Vader is daar baie kamers. Is dit gasvry? Was hy gasvry toe hy Jesus geoffer het om in ons plek aan 'n kruishout te sterf? Is dit gasvry? Selfs in die Ou Testament lees ons van vreemdelinge wat in Jerusalem aankom en na die tempel toe hardloop, en by die verbondsark was daar sulke horings gewees van een of ander bok, en dat daai vreemdelinge aan daai horings gaan vasklou, dan het die Jode nie daai vreemdeling doodgemaak nie. Maak nie saak of hy van hulle vyandige land afgekom het nie. Was God gasvry toe hy verrit uit die Moabitiese heidense land na Jerusalem, na Bethlehem toe gebring het, en op die koringlande van Boas is sy voorsien van kos en later van 'n huwelik. Gasvryheid loop reg deur die Bybel. En hier in Handelinge lees ons hoe hierdie gewone mense se gasvryheid die wêreld oorwin. Gasvryheid. En as 'n vroutjie in Griekeland of in Turkye, waar is Macedonië, tot bekering kom, en sy sê vir Paulus, en kom, bly vanaand by my, totale vreemde mense. En julle moet met my saamstem, dis so nie ek en jy nie. Dis nie ons geaardheid nie. Maar dit was die geaardheid, en dis iets wat ons vanoggend gaan leer uit Handelinge. Nou, die Engelse woord vir gasvryheid, hospitality. Hospitality is 'n ou Latynse woord uit die 13de eeu, wat van die woord vreemdeling afkom. Dis vreemdelinge wat by jou kom, en by jou tuis gaan, en dan sal die vreemdeling vir jou sê, jy het hospitality teenoor my bedryf, en jy sê vir die vreemdeling, dankie dat jy hospitality bedryf het om na my toe te kom. Dit het na al twee kante toe gegaan, die wat ontvang en die wat kom soeke daarvoor. Hospitality, dit het my getref, dat die woord hospitaal, kom ook van hierdie woord af. Gideon, daar waar mense siek is, en al kost dit 'n klomp geld, maar dit is 'n vorm van 'n plek waar jy kan bly, selfs 'n plek waar jy jou laaste tyd kan deurbring. En dat die mense wat jou daar behandel en versorg, pas eintlik hospitality toe, om jou gesond te maak en te genees, is hospitality, om die evangelie in die wêreld in te bring, en in Griekeland,
En in Turkye, Macedonië, daai plekke, dis hospitality. Dis nie net 'n straf nie. Dit is wonderlike hospitality. Dit is gasvryheid. Griekeland kry ons 'n klomp van die gemeentes wat ons in die Nuwe Testament van lees, en dan skryf Paulus vir 'n Griekse ouderling. Hulle het sopas 'n gemeente begin in Griekeland. Sy naam is Titus. En in hoofstuk 2, en ek het dit so onderstreep, skryf Paulus vir 'n Griek wat 'n heiden was en onder die gasvryheid van hierdie nuwe gemeentes in Jerusalem wat uitgebrei het, tot bekering gekom het, en hy stig nou 'n kerkie, en nou skryf Paulus vir hom, kies vir jou ouderlinge, maar onthou nou net so 'n bietjie, 'n ouderling, en dan het ek al daai onderstreep, kom ons los dit uit, 'n ouderling moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom, selfbeheers, en dan kom al hierdie ander goeders. Kyk, ek het dit onderstreep. In Griekeland, daar waar die heidene was, daar waar Christene nou ontwaak, die lig wat helder skyn, die lied wat ons net nou gesing het, ouderling moet gasvry wees. Waar kan ons weer begin om die gewoonte aan te leer? Vriende, ek dink aan die kerk en ook hoe ek as klein seentjie groot geword het met herinneringe van die teenoorgestelde. Ek gaan net nou laat ons 'n oefening doen oor hoeveel punte gee jy vir jouself uit 10 uit oor gasvryheid. Maar hier is gasvryheid. En daaroor is ek dankbaar. Maar nou moet julle baie mooi verstaan dat Handelinge lig ons uit ons gemaksones uit. Dit stel aan ons 'n uitdaging soos niemand anderste aan ons 'n uitdaging gaan stel nie, want die woord hospitality, die gasvryheid wat hierdie gemeente gedoen het, die gasvryheid van Lydia was nie teenoor die dominee en sy vrou nie. Was nie die dominee teenoor iemand wat hy goed geken het nie. Was nie teenoor die lede van julle in julle omgeegroepe nie. Was nie die mense saam met wie jy 'n stalletjie bedryf of sopas gebraai het by die bazaar nie. Dit was, wat beteken, waar kom die Latyn, hospitality, die woord vreemdelinge. Dit is gedoen teenoor vreemdelinge, en dit vanoggend is 'n vraag, nie net vir julle nie, maar ook vir my, is waar is ons gasvryheid teenoor vreemdelinge? Teenoor die wat anders is as ons. Teenoor mense wat jou kwaad maak. Teenoor mense wat ons nie goed gesind is nie. Dit wat ons donderdae aande beleef binne in hierdie groep inpas, daag ons week na week uit. Waar is ons in pas met ons lig en sout by mense saam met wie jy werk, in jou woonbuurt? Kinders. Gasvryheid gaan hier begin in ons eie huis. Maar dit gaan begin by die aanhoor van die lewende woord. Dit gaan begin by 'n bekering wat by ons gaan moet plaasvind. Reg oor die land is kerke, sommige kerke besig om te krimp en te krimp, terwyl daar 'n rype oes op die lande vir ons wag. Ek vermoed dat oor die verloop van jare die industriële revolusies
En daar was 'n klomp van hulle, daar was nie net 100 jaar een nie, ons is by die 4de industriële revolusie, die ernstige digitale tegnologiese revolusie, is dat hierdie ons gedryf het tot 'n ontsettende selfgesentreerde lewe. En 'n selfsugtige lewe wat inpalm eerder as om te gee. Ons gasvryheid word vasgehou deur die wêreld wat ons ook dien. En ons is meermale te moeg om vir iemand anderste nog 'n spasie te maak. Daarom die volgende, waar gaan dit begin? Gasvryheid hier in Handelinge begin by die uitstorting van die Heilige Gees. Dis die vrug van die Heilige Gees. Vriende, ons moet ons harte oopmaak hiervoor. Dit sal na jou toe kom. Gasvryheid kom uit die hart. Gasvryheid is evangelisasie sonder woorde. Onthou julle daai sendeling wat in 'n ander land ingegaan het wat doofstom was. En daai sendingorganisasie het gesê jy kan nie gaan nie want evangelie is iets wat jy moet kan praat. Jy moet kan preek, broer. Nou is jy doofstom en hy het aangedring toe sê hulle laat hy gaan. En toe verdwyn hy, korrespondensie afgesny. Hulle het hom gaan soek op daai eiland iewerste in die ooste. En hulle kon nie die mense se taal praat nie, maar hulle het begin praat van Jesus Christus, Jesus Christ en uiteindelik het hierdie mense gesê Jesus is dead. Sê no. Jesus he risen on the third day, is not dead. En hulle gaan na die graf toe waar hierdie sendeling lê. Hy het daar gesterf. En hulle het gesê, hier lê Jesus. Hy het nie gepraat nie. Jy sien, ons kan 'n wêreld wen sonder 'n klomp woorde, sonder 'n klomp preke, maar met ons gasvryheid. Gasvryheid reik uit na vreemdelinge. Verlede week het ek 2 interessante ervarings gehad. Nou is ek besig met hierdie voorbereiding en die Here roskam me dome in die heel eerste. Julle dink ek is stil en onsigbaar party dae. Dan moet julle weet die Here is besig met my. En nou ontdek ek gasvryheid. En ek is maar meeste van die tyd 'n dominee aan die hardloop. 'n Dominee op hol. Tyd is 'n krisis. En ek kom by die hospitaal uit en iemand roep my uit 'n voertuig uit. En ons het daar op daai parkeerterrein gebid vir hierdie persoon se kanker. En hier op die parkeerterrein het die trane gevloei. My gasvryheid daardie oggend was iemand wat roep. En ek het gaan stil staan vir 'n oomblik. Ek moet hierdie borde uitsorteer. Ek sal net by die afkondigings meer daaroor sê. Daar's sagte bord daar agter en ek kry by Rina die bestelvorm en ek is na die hardeware winkel toe en hulle wil my verskriklike klomp geld vra hiervoor en ek begin sê no, it is the pastor of the Dutch Reformed Church. Ek soek nou hulle gasvryheid. Nou vir my nie R800 betaal vir hierdie 3 borde nie, nê. En net so begin die een Zulu man wat werk op die vloer my pastor te noem en pastor don't worry en ons is uiteindelik waar hulle die borde sny en een kom na my toe. Sy naam is Maxwell. En hy sê, are you the pastor? Ek sê, ja. Can you pray for me? Dis die tweede keer in 1 week. What for? They shot me 3 weeks ago. Ek sê, with what? AK-47. Taxi violence. Hy wys vir my die koelgate.
Ek sê, kom hier broer. En ek begin daar heel eerste te sê, Here, dankie vir Handelinge. Dankie dat hierdie besige dominee besig is om tot bekering te kom en sy gasvryheid hier buitekant te laat herleef. Kom hier, my broer, laat ek vir jou kan bid. Toe ek klaar is, toe vra ek vir hom, hoe voel dit om flenters geskiet te word hier in Zululand? Hy sê, sir, it's terrible. If I close my eyes, that incident is recurring. I can't sleep. Nou is ek besig om vir hom traumaterapie te reël. Hy's ons medemens. Hy's 'n mens van vlees en bloed. Hy het vrees en angs en as koels hom tref, ploei hulle net soos ek en jy. Ons hulle mis aan gasvryheid reik uit na vreemdelinge terug binne in ons kerk. Waar gaan dit begin? Weet julle wat? Gasvryheid groet. Gasvryheid staan 'n bietjie stil in die oggende as jy kerk toe kom en groet. As jy net eers kan begin om medemens weer hartlik te groet, hierdie kindertjies. Wat sal blywend wees by hulle? Enige iets akademies wat hulle leer, wat hulle nie verstaan nie. Ons kom nou van 'n ring af. Dis min of meer die einde van hierdie styl. Ons gaan totaal en al anders te buite die boks moet begin dink. As ons hierdie kinders na ons huise toe nooi en vir hulle daar wys hoe lyk die liefde en die gasvryheid van hierdie gemeente, gaan ons dalk verder kom. Julle gasvryheid vergeef. Enige iemand wat iets teen jou het of teen jou gedoen het of iets verkeerd gesê het en jy leef met 'n wrok want onvergifnis laat jou weghardloop. Maar gasvryheid vergeef. Gasvryheid is liefde. Gasvryheid getuig harder as woorde en gasvryheid gee. En die resultate. Hier kom dit. En hierna sien ek uit. Gasvryheid verander gemeentes van programme na verhoudings. Gasvryheid kweek vertroue. Gasvryheid bring eenheid in 'n gemeente en gasvryheid is een van die beste advertensies vir die kerk daar buite. En nou die vraag, hoeveel punte gee jy jouself vir gasvryheid? Ek gaan jou los om vir 'n oomblik daaraan te dink. Hoeveel punte dink jy kry hierdie gemeente vir sy Handelinge gasvryheid? Ons kan baie verbeter en dit is my groot voorreg om te sê, dit is definitief nie 0 uit 10 nie. Hoe kan ons mense bereik? Elkeen van ons net oop raak vir iemand wat jou op daai oomblik nodig het en jy daai persoon gasvry, maak nie saak wat se vreemdeling is, gasvry hanteer nie. Ek sluit af met 'n storie oor gasvryheid wat ook gee. 'n Maat van my is 'n onderwyser in 'n plattelandse dorpie jare gelede gewees, naby Bloemfontein. Hy begin sport afrig en dit is natuurlik rugby. En hier in sy skool kom daar nuwe mense aan en 'n seentjie of 'n seun dan liewer van graad 12, graad graad 9 of graad 10. Ja, graad 9 of 10. Hy sê, hy kort is dit in sy rugby-span. En toe hierdie kind opdaag, toe sê hy, hier is dit, maar is nog baie werk. Hy sê so oorgewig,
Hy gaan by die skool se trappe so met sy boude af. En hy begin vir daai kind te oefen. Om 'n lang storie kort te maak, hy oefen vir hom binne in die Kruiwenweek in. En toe, op 'n dag, daag hy nie op nie. En hy gaan na sy ouer huis toe, om te gaan kyk wat is fout. En dit het alles te doen met die prentjie van hierdie huisie. Hy sê kom aan by 'n plekkie wat jy kan beskryf as van die armste wat hy in 'n lang ruk gesien het. Maar buite op die stoep staan die weerhuisie. Wie van julle onthou dit? Iewerste. Kyk, as die son skyn, dan kom 'n vroutjie uit. En as dit reën, kom 'n mannetjie uit met 'n sonbril. Hy sê hy's vasgenaal oor hierdie weerhuisie. Hy sê dit niks, daai mense. Maar dit 'n weerhuisie. En daar het iets ontstaan tussen hom en hierdie mense. Hierdie seun het Kruiwenweek gaan speel en toe moet hy weggaan. Hy gaan weg van die skool af. En nadat hulle die saalperiode gehou het om van hom afskeid te neem, ek dink hy was hoof gewees, toe hy in sy kantoor kom, staan hy weer huisie op sy tafel. Dat mense wat niks het, die gasvryheid het om die laaste ietsie vir iemand te gee uit waardering. Ek sluit af met Jakobus 1 vers 22 tot 25. Hier skryf Jakobus vir 'n gemeente soos ek en jy, ons moet doen wat die woord sê, en dit het net aanhoor en aanhoor en aanhoor, want luister mooi, anders bedrieg ons onsself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, doen met liefde, doen met 'n hart vol gasvryheid, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy of sy gehoor het nie, maar dit doen, sal vreugdevol in pas wees met die lewende woord en die lewende Here, sal gelukkig wees in wat hy doen. Dis nie die rappie hierdie naweek wat my gelukkig gemaak het nie. Dit was dat die Here vir my mense in die parkeerareas en in die werkswinkels van 'n Mams en Touty oor my pad gebring het. Dit is blywende vreugde. Dat ons ver oggend vir Fritz oor 'n selfoon kon laat hoor het hoe hierdie gemeente vir hom bid. Kom ons bid dan ook saam. En ons vra vir die Here hierdie mooi land. En baie keer beskryf die gasvryheidsbedryf ons as 'n vriendelike klomp mense met sonskyn en goeie harte. Kom ons bid dat ons sal verbeter. Nog meer gasvry sal word. Smaak jy oor toe. Here, dankie vir die gasvryheid van daardie mense wat kos gemaak het. En kos met vreemdelinge gedeel het. Hulle huise tot beskikking gestel het vir
vreemdelinge om te kom tuis gaan. Dis waar ons vandaan kom, dis ons voorouers se skatkis en nalatenskap vir ons. Dankie vir die gasvryheid van sondevergifnis, die gasvryheid van 'n leë graf. En Here, in hierdie gemeente van ons is daar so 'n enorme groot potensiaal en daarom bid ons, Here, kom ontgin ook die gasvryheid uit my lewe. En mag ons straal van die vreugde wanneer ons dit begin doen. Amen.